Hallo Gerda, hoe gaan dit vanoggend? Dis beslis ons tyd, dit gaan baie goed, ten spyte van al die probleme wat ons al reeds ervaar en opgelos het, maar dit gaan baie goed, baie dankie. En hoe gaan dit met jou vandag? Nee, dit gaan baie goed, mens maak maar verkeerde keuses in jou lewe, verkeerd getrou en so voort, maar verder gaan dit baie goed. Ek kan nou nie noodwendig help daarmee. Nee, los dit maar net. Weet jy, ons het nou vanoggend toe sê, ek weet jy, as Gerda nou inkom vandag, dan gaan ons nou moet praat, want skielik is Van der Walt se krag af. Wat het gebeur vanoggend? Nee, genigtig, mens alleen sal weet. Dit is vir my baie vreemd, dat Munich Sap so in die laaste 3 weke so baie keer trip. Dit is heeltemal ongewoon en van elke keer van Eskom se kant af. Ek weet een keer was dit van Townsap se kant toe ons die nuwe transformer aangesit het, maar dit is regtig vir my vreemd. Dis die eerste keer wat ek kan sê, laat daar in 'n maand meer as 3 keer tap. Dit het nog nooit gebeur nie. Ja, en ek is al so oud soos die furniture in Mfuleni. Ja, so dis baie vreemd. Gister ook weer probleme gehad, maar gister was daar blykbaar hulle probeer 'n kabel steel of het hulle kabel gesteel of wat? Nee, ek sal nie sê dit was 'n kabel wat gesteel is nie. Die kabel het in water gelê waar hy geskiet het. So ek sal nie sê dat hulle het probeer om die kabel te steel nie. Die kabel was net submerged in water en toe hy geskiet, yes. Gepraat van die krag. So hoe lyk dit nou? Gaan hy nou behoort hy nou te hou? Weet hulle al wat die rede is kom hy trip of weet ons nie? Kyk, ons sal nooit regtig weet as jy nie tegnies genoeg aangeleë is om te verstaan hoe die kragprobleme werk, sê dat dit nie weer sal gebeur nie. Ek hoop dat dit wat die probleme wel was, laat ons tegniese span dit uitgesorteer het en Eskom wat ook dan nou help. Baie dankie daarvoor. So ek hoop dat ons vir nou gesort is ten opsigte van krag. Maar ek moet ook sê baie dankie dat die CW areas vir hulle rukkie net rus. Ek het hulle vanoggend gesê ek is baie bly vir julle, julle kom bietjie aanbly en die res is maar bietjie af want hulle loop ons maar altyd deur. Andersins voor ons bietjie verkiesing praat, hoe lyk die ander probleme? Enige ander uitdagings? Ons het waterprobleme, nog steeds baie waterlekke. Dit is ook dan nou deels toegeskryf dat daar nou 'n verandering is dat die sogenaamde special purpose vehicle nou veronderstel is om nou die 1 Julie dan nou te begin, maar soos wat ek nou verder gelees het, sien ek, hulle sal eers operasioneel wees aan die einde van die jaar. So dit laat ons nog steeds 'n gaping van wie's verantwoordelik vir die waterlekke. So dis nog steeds 'n groot waterverlies en ons kry nog nie duidelike antwoorde nie. Ons is wel baie gelukkig as daar 'n waterlek reggemaak word en oor die meeste van die tyd is dit nou groot breuke. Ek kan nog nooit verstaan het 'n watermeter wat oor 6 maande lek, verloor dieselfde hoeveelheid water as 'n pyp wat nou breek en spuit. Is net soveel water, is net oor 'n langer tydperk, maar they don't get it. Ja. Maar ja, dit is maar die uitdaging in hierdie opsig met water. Het jy 'n leer in jou kar? Nee. Nee, ek dink miskien kan jy net gaan daar fix alles. Kyk dit vir ons by die verkeerslig by checkers die gat stop want hy's al lank stuk en hy bly flikker. Kan ek net by sê ek het een Mfuleni se trokkie 2 dae daar gesien. Wat lyk my dat hulle probeer dit reg kry, maar hy's nog nie reg nie. Daar's 'n groot probleem met die verkeersligte. Wat gaan aan? Soos ek vroeër gesê, dit kan nie net kabelfoute wees nie, want op een slag was al die robotte afgewees en dan moet daar meer as een kabel wees wat af is. So dalk is dit 'n kabelfout, maar uit my eie ervaring uit is die meeste van die tyd 'n Siemens setting wat dan nou maar net reggestel word. So as die kabel dan nou vervang was en dan moet jy daai setting gaan insit dat hy kan in daai sequence dan nou kan verander. So ons het baie lank gewag vir daai Siemens settings om te vervang. Fanie het ook baie uitgehelp, so baie dankie daai kant ook, maar ja, kom ons kyk of hulle hom reg kry. Weet die luisteraars gevra of die krag en Mfuleni Golf Estate se skuld is. Nee, glad nie. Dit is dit is nie Mfuleni Golf Estate se skuld nie. Glad nie. Ek kan ook nie insien die onkunde rondom dit, hoe hulle dit geassesseer het. Hoekom sou hulle dan nou sê dit is Golf Estate se skuld? As hulle baie mooi kan onthou, 'n maand terug toe die Frikkie Meyer Sap dan nou gegaan het, die een groote daar op die hoek, was daar 2 lyne wat voer, die ene toe nou gegaan en toe moes hulle almal nou op daai een lyn sit en natuurlik is dit nou oorlading. So natuurlik gaan 'n een of ander tyd uitspring en dit het begin kouer word. Dan moet hulle ook onthou, die een in Chapunstraat, daar was ook 'n voerkabel gewees en hy is nooit reggemaak nie. So al die krag was op een kabel gesit, so eventually sal hy dan nou uitkom. Ja, ek kan nie so dit ek voorsien dat dit nou die probleem is en wat nou nog vorentoe sal gebeur is die lading wat dan nou op daai een kabel dan nou gelaai word. Maar dat dit van die Golf Estate afkom, nee, die nuwe ontwikkeling wat hulle ook dan nou blameer, daar bly nie eens mense in daai nuwe ontwikkeling nie. So daar is nie 'n kragverbruik nie. So nee, glad nie. Maar in terme van nuwe ontwikkeling, dan moet jy die hele dorp en die hele land maar blameer want ontwikkeling is oral. Ek meen die ontwikkeling is heeltyd in die gang.
Ja, maar daar's nie soveel ontwikkeling aan daai kant uit nie. Van der Bijlpark brei uit meer na Mantevrede se kant toe, daar na die suide se kant toe. So meer daai kant toe, daar's baie min groot ontwikkelings wat in die dorp plaasvind, maar onder geen omstandighede is dit die Golf Estate se skuld nie. Weet jy dat enigiets van die ontwikkeling van Weskus se grond op Steel Valley Louis Rus, nie die lughawe goed nie, die grond wat destyds deur Mittel uitgekoop is weens die besoedeling? Wel, sover as wat ek weet, kan hulle nog niks daar bou nie. Ek weet daar was sprake gewees dat hulle dalk 'n waste landfill site daar wou gemaak het, maar dit het nie gerealiseer nie. Ons as Mfoleni sou nie noodwendig weet wat daar aangaan nie, aangesien dit dan nou nog steeds middelgrond is. So vir nou lê dit nog soos barren, soos wat jy in Engels sê, en ek kan uitvind, ons kan dalk vir julle 'n bietjie terugvoering gee, ek kan dalk met mense praat by Mittel wat ek ken, maar ons sal nie noodwendig weet nie. Ja, maar ek het sprake gehoor, daar kom 'n merry-go-round. Nee, ek speel so met 'n merry-go-round? So lekker wees. Nee. Goed, kom ons praat oor die verkiesingstyd. Skerry genoeg kom dit die tyd nou baie vinnig nader. Van die Vryheidsfront se kant af, is julle reg, is julle voorbereid? Gaan ons verandering hierdie jaar kan sien, spesifiek vir Mfoleni ook? Ek haal diep asem, want dit maak my op my senuwees. Ek dink nie ons sal ooit voorbereid wees vir dit wat vir ons wag nie. Niemand sal van ons weet wat vir ons voorlê nie. Ons kan altyd hoop en bid, laat die beste vir ons voorlê en laat die hoop, die boodskap wat ons al buitekant uitgee, op die regte ore val en die regte ondersteuning dan nou kry om daai hoop teweeg te bring. Want die mense moet daar buitekant moet baie mooi verstaan. Die enigste manier hoe ons Mfoleni gaan kry is deur om hoop te skep. Die hoop kan net geskep word deur te registreer, jou verantwoordelikheid op te neem, uit te kom om te kom stem, minder te kla en te doen. Ek hoor 'n opmerking onlangs van iemand wat sê dat dis gewoonlik die mense wat so op die groepe te kere gaan en kla en moan. Dis die ou wat die dag wat hy nou 'n fabrieke vakansiedag kry om te gaan stem, nie gaan stem nie. En jy het dit al voorheen gesê, as jy nie gaan stem nie, dan mag jy nie eintlik kla nie, want dan het jy nie jou kant gebring nie. Wel, in my opinie, as jy nie jou verantwoordelikheid uitgeoefen het om jou stem gehoor te gee nie, dan het jy eintlik nie 'n stem om te kla nie. Want dan het jy versuim om jou stem te gebruik. Die hele punt rondom om jou stem uit te bring, om te verseker dat die party wat jy wil hê, moet vir jou as 'n platform opstaan. Jy kan nie net verwag dat dit net gaan gebeur nie. Jy moet iets doen om dit te laat gebeur. Dis net so goed ek kom hier by jou in en ek soek nou hierdie baie lekker koffie om te drink, maar jy bly sit en dit kom nie hiernatoe nie. Jy moet opstaan, jy moet dit gaan doen en jy moet hom bring voordat ek die koffie kan kry. So as jy die voordeel wil hê dat jou dorp moet kan funksioneer, gaan uit, gaan stem. Laat jou stem gehoor gee vir die regte party en dan kan daar vorentoe gaan. Ja, maar okay, all is good, all is well. Nee, ons het jou die afgelope paar jaar het ons julle aktief gesien betrokke wees en julle was altyd ons go-to person. As daar enigiets is, dan bel ek vir Gerda. Jy het altyd my geantwoord, ek bel, gelukkige ek. Of Piet sal vir my, as ek sê net op die radio, Piet, wat gaan aan hy stuur van die korrekte inligting deur. Julle was altyd visible. Dis een party wat ons kan sê hoor, hulle was daar. Maar wat as ek vir jou stem en dan besluit jy nou so klaar? Dis ek klaar. Ja, julle is nie Lissie. O, genigtig. Ek dink Want nie ek dink dit het baie gebeur. Ek sê nie Lissie. Ek dink nie ons het daardie keuse nie. Ek dink ek sê baie 'n onderwyser is 'n spesiale spesies. Jy word gebore om dit te doen. Ek dink om iemand te wees as 'n raadslid om hierdie tipe werk te doen en alles wat waaraan ons blootgestel word, weet voordelig of nadelig. Ons is diensbaar. Jy's gebore om diensbaar te wees, want dit is eintlik wat ons is. Ons is daar om 'n diens te gee. Gelukkig hou ek daarvan en ek weet Piet hou daarvan en ek weet al my raadslede hou daarvan om te help. So en te beklei. Ja, wel ek dink ek is die een wat die meeste moeilikheid maak. So nee, ek dink nie dit sal baie voordelig wees as ons nou 'n boodskap van hoop uitstuur en ons vra al hierdie ondersteuning om nou beter aan te gaan en daarna sê ons okay, nee, nou hou ons op nie. Ek dink in 'n geval van wat al menig male met my gebeur het is en met die party gebeur het is dat ons baie harde werk ingesit het met die vorige verkiesings en dan skep jy vir jouself 'n verwagting dat dit baie goed sal gaan en dan kom jy by die stempunt dan sien jy o gits, okay, nee, ons het dan nou nie so goed gedoen nie en al die stemme het nog steeds aan 'n ander span toe gegaan, maar ons het al die werk gedoen. Ons is die donkies. Ja, jy is teleurgestel ten opsigte van dit beslis, maar daar's nie 'n keuse van jy moet ophou nie. Ja. Jy is daar om jou werk te doen ten spyte.
Op 'n volgende geleentheid gaan ons 'n bietjie dit aanraak. Daar's mense wat sê jy help nie jy stem vir die kleiner party nie, hy gaan nie 'n verskil maak nie, gaan maar eerder met daai en hulle wel dit nie regtig jou opsie. Ons gaan volgende keer, ons moet dis 'n bietjie langer onderwerp, so ons gaan volgende week bietjie daar gesels, ek gaan 'n nota daarvan maak. Dankie Piet, ek sien dit. Gaan nou, ek wil graag ons song insit voor ons klaar maak. Kom ons kyk net vinnig, wat die hulle sê, ek moet vir jou vra, wat dink jy van Mfuleni municipality has spent more than 400 million on new bridge that is still unfinished, even though the area is facing a serious service delivery crisis. Weet jy van dit? Moet ek jou vra of ek aanbeweeg? Wat is nie nuus in Mfuleni nie? Niks is meer surprising nie. Ja. Ons gaan dis dieselfde soos ons het nou 12 na 15 nuwe vullistrokke gekry en woeps, ons sukkel nog steeds om dienslewering te kry. Dis so goed soos dit. So Ja. niks is meer vir my verrassend nie. En dan sal net weer 'n vraag wat vra oor die kruising van die lewe se verkeerslig. So het hulle die verkeersligte gerapporteer al? Is hulle bewus van dit? Die verkeerslig by die kruising van die lewe is nie ons verantwoordelikheid nie. Dit is Gautrans en dit is al menigmale aangegee. Dan werk hy een dag en die ander dag werk hy nie. Ja, maar ek sal dit weer deurgee. Daar is daar iemand met wie ek praat, so ek sal ek doen dit elke dag want ek ry daai pad. So Ja. dit is nou, ek vat 'n foto as ek daar stop, vat 'n foto en ons stuur hom vir die ou en sê luister, die robot werk nog steeds nie. So ek doen dit elke liewe dag. Laaste enetjie, dan moet van Blanwil se dreinpype. Ek weet jy's 'n bietjie meer 3 riviere se kant toe ook. Ek weet nie of jy bewus is van daai nie. Ons is bewus van al die probleme daar in Duncanville. Ek weet daar's ook nou 'n waterdrukking probleem in Springbokstraat se kant, daai kant. So ons is besig om te kyk wat daardie probleem is. Dis nou al amper 'n week wat dit nou al aangaan. 3 riviere het ook so nou en dan waterdrukking probleem, maar ek weet ek het nou ek moes gesê het ons het weer rioolprobleme in daai area. So dit is 'n dit steek nou op uit. Pompstasie werk nie, ja. Ja. Hoorie, ek sê vir julle baie dankie vir die kuier. Sterkte vir jou Dinsdag vorentoe. Volgende week vat ons dit verder. Waar kan mense julle kantore kry en in die hande kry as hulle enige hulp nodig het? Ons kantore is agter die Vodacom workshop oor in die Waalmall. As jy hom wil insit, is dit 139 Rosine Boulevard of Thackeray Straat 26 aan die agterkant, maar kom aan die voorkant, soos wat jy Vodacom toe ry, kom na ons toe. Gertjie is daar. Ek dink Piet sal die kantoor se nommer gee. Ek het hom nie nou hier by my nie. En dan ja, ons is daar van Maandag tot Donderdag van 8:00 en Vrydag van 8 tot 2. En ons doen nog steeds die rebate vir die erfbelasting vir die pensionarisse. Ons is nog steeds besig daarmee en ook die solar. Ek het verlede week in Vrydag het ek 140, die heel eerste is dan nou ingegee. Ek het jou video gesien, ja. En van Vrydag af tot nou toe staan ons alweer amper by 60 wat alweer ingekom het. So baie dankie vir daai ondersteuning. Hou aan. Ons sal dit soveel as moontlik ingee tot en met wanneer hulle besluit om die beleid te hanteer. Ja. Dan sê weer baie dankie. Alles wat mooi is en dan sien ek jou volgende week in Dinsdag weer. Baie dankie. Mooi gaan vir jou ook. Lekker dag. Hallo.